Julle, dit is vir my so lekker om vandag saam met Dave Keiser te kuier. Nou Dave is die persoon verantwoordelik vir al die prentjies in die gemeente. Julle sal onthou dit is eredienste gebruik ons dit. Mees onlangs dan ook die voorblad van die jaarprogram. Dave, baie welkom by hierdie midweek gesprek. Kom ons begin by die begin. Die prentjies wat jy in die gemeente teken, dis vir jou toch meer as net prentjies, nee. Ek dink jy gebruik graag die woord roeping, as ek jou reg onthou. Ja, nee, die prentjies is nog 'n manier waarmee ek voel ek goeders vir God kan doen, soos wat dit baie met die musiek ook is en so aan, want ek voel altyd gewoonlik, of ek is nie die tipe ou wat ek geniet nie iets as ek nie iets kan doen nie. As ek by iemand se huis aankom en hulle sê, sit daar en maak jouself tuis, dan ek is onmiddellik ongemaklik. Jy moet vir my sê, gaan kyk aan die yskas, as daai goed bring dit, gaan haal daai, dan maak ons so, jy weet, daai tipe dinge. Dan voel ek of ek deel is van die gesin. En ek dink dit is wat vir my belangrik is van by die kerk om as ek iets kan doen, dan is dit vir my lekker. Jy praat 'n bietjie met ons deur die proses. Wat gebeur in jou kop wanneer jy gevra word om 'n prentjie te teken? Sê nou maar vir erediens of wat ook al. Wat is die goed waaraan jy dink voor die ink, soos ons maar sou sê? Ja, nee, ek weet nie, meeste van die tyd, veral mos nou met die kerkprentjies en so aan, toe ek by die koerant gewerk het ook, was dit, die mense het altyd, of hulle het na my toe gekom en hulle het iets vir my gevra. So ek het 'n redelike guideline van waarmee om te begin. As dit die teksvers is, sal dit gewoonlik nie net die teksvers wees nie, dit sal iets wees soos van ek het gedink aan 'n boot of ek het so iets. Daar's altyd 'n metafoor wat gebruik word in die erediens. Die erediens is maar 'n prentjie op sy eie, dan mos dan maar net met woorde. So gewoonlik sal ek dan daai metafoor dan nou net vasvang. So daar's nie vreeslik baie dinkprosesse nie, dis maar meer tegniese goeders waaroor ek sal dink, soos wat se angle wil ek gebruik, hoe dinamies wil ek dit maak. As dit 'n baie somber erediens is, sal ek nie braai klere wil gebruik nie, terwyl as ons oor shocking goeders praat, dan sal jy weer braai klere gebruik om daai goeders te emphasize. So dis maar net tegniese so goedjies wat ek dan oor dink. Maar ja, wat wel ook gebeur is dat mens beleef daai teks so verskriklik, omdat jy dan nou so baie daaraan dink. En ek dink dis iets niets wat ek geleer het, want die Bybel lees voor jy gaan slaap, of daai tipe ding, dis die ou gewoonte. En nou, omdat mens so intens in dit inwerk, ek voel ek is eintlik so bederf om dit te kan doen, of geforseer te word dan, om so diep te gaan. En dan is daar nogal partykeer amazing, vreeslike emosionele goeders, wat met jou gebeur, maar nie iets van my af nie, dit voel dan meer asof dit soos van daai kant afkom. Veral in die laaste tyd merk ek op, dat jy baie gebruik maak van 'n boom of bome, en dan die kruis, daar is een of ander dinamika tussen dit, dis asof die goed met mekaar, as 'n wisselwerking of so iets. Wat sit agter dit? Wil jy nie vir my 'n bietjie daarmee help nie? So die boomstorie is eintlik 'n lang storie, want ek het dit gekry, ek was een keer by oom Andrei gewees in sy kantoor, en hy het 'n prentjie wat 'n vriend vir hom geteken het van hierdie kruis met hierdie blaartjies wat uit dit uitgroei. En die idee agter dit dat Jesus gaan dood in die graf aan die kruis, en dan gebeur die onmoontlike en daar kom lewe uit dit uit. En nie net lewe vir hom, die lewe vir almal. En hierdie half power wat hy of hierdie mantel wat skeer en God wat so al vloei binne in die wêreld in. En ewe skielik word ons almal gebless met hierdie ding wat Jesus bring, wat hy so half God se liefde kan versprei. En ons kry daai ding om dit ook te kan doen. En dit is die idee van hierdie boom wat uit hierdie dooie ding, die onmoontlike ding gebeur, en Jesus bring lewe daaruit, God bring lewe daaruit. En dit hou aan met groei, want ons word die extension van dit, en die blaartjies en so aan. En dan kan mens nou oral dieper ingaan. Vir my is dit ook alweer, die skaduwee word ook 'n sekere plek waar mens kan wees, en onder God se vlerke tipe van, sal nou 'n ander metafoor wees wat ons dit al genoem het en so aan. Maar so hierdie boom het versinne beeld
die gemeente, die mense, God se mense, wat versprei oor die wêreld, van daai plekkie, van daai graf af. Die mees onlangse prent wat jy geteken het, was die jaarprogram 2021 se prent. Sê 'n bietjie vir ons, wat dink jy is die goed wat ons tog nie moet mis in hierdie prentjie van jou nie? Partykeer sit daar mense in die boom. Ons is by jaarprogram 2021. Vat ons 'n bietjie deur wat jy daar gedoen het. So die mense is nou die blommetjies, nee, dit is maar wat dit in van die ander prentjies wat ek mos ook geteken het, het ek hulle konstant as blommetjies geteken en blaartjies en sulke goedjies. So maar met die jaarprogram, laas jaar se jaarprogram het ons die kerkjaar voorgestel met daai Google pin prentjie wat bo die kerk hang, want dit is mos nou maar ons kerk se kalender. So hierdie jaar het ons het 'n lang gesprek gehad oor die 6 gewoontes, om die 6 gewoontes te probeer teken. En ek kon dit nie regkry nie. Tot nou toe kon ek dit regtig nog nie eintlik so regkry dat ons 'n prentjie kan gee vir elke gewoonte nie, tot op 'n punt waar ek al voel dalk moet ons nie, want ons is weer eens, ons is daai prentjie. So maar dit het toe waarop dit uitkom dat ek teken toe nou die mannetjies, nie as blommetjies nie, as mannetjies wat in die boom sit. En dit was toe 'n prentjie wat nie die kat gemaak het nie. So hy was weggegooi eintlik. Hy was 'n prentjie wat toe nou nie gebruik is nie. En toe so hier einde laas jaar, ek neem aan op die nippertjie, het Bel Estie sy sê kan hulle daai prentjie gebruik vir die kalender. En ek sê nee, julle kan nie, want dit is nie 'n klaargemaakte prentjie nie. Hy is weggegooi. So maar ek sal hom vir julle oorteken. So toe het ons hom nou oorgeteken. Hy lyk min of meer dieselfde. Ons het so 'n bietjie fancy geraak met die kleure. Ek het intussen 'n digitale pen, dis waarmee ek hierdie lekker lyntjies gemaak het. Wat ek dit reguit op die rekenaar kon geteken het. So hierin is 'n hierdie kombinasie van nuwe goeders wat ek nie ken nie. En daarom uit my opinie sal jy nie hoor soos die skaduwee is nie goed genoeg gedoen nie en sulke klas van dinge. Want dit is nou 'n nuwe medium vir my waarmee ek werk. Ek word nogal verras elke keer hoe dat jy daarin slaag om die 6 gewoontes van die gemeente, selfs ook die kerkjaar, in te korporeer, in te trek in jou tekeninge. Ek hou baie daarvan. So die gewoontes het ons rooi waar die mense bymekaar sit wat hulle praat oor God, blou luister vir mekaar. Hier is sulke groen mannetjies wat nou hier rondom die kruis uithang, want ek het die naald van die kerk net in 'n kruis in verander. So hulle word stil by God. Hierso is ouens, dit was ook om Andrei se idee laat mens aan dit die praat oor God, God vra Gods vra, druk hulle hand teen die kruis om half te vra, jy weet wat gaan hier aan, en dan ons verwelkom mekaar en alle mense, die moeilikste ene om te teken, want mens wil outomaties al die gesigte van al die nasies daarin sit om al die mense voor te stel. Maar op die ouend het ek toe nou maar net met so 'n groepsdrukkie, jy weet, ons ag mekaar, ons is lief vir mekaar, ons is daai tipe dinge. Maar ja, en dan alles gebeur rondom die kerk, daar's hierdie boom wat die gemeente voorstel, wat uit die kruis uitgroei, die onmoontlike wat gebeur, en dan alles rondom ons kerk, want dit is nou ons kalender. Maar die argument sal wees dat die prentjie kan ook stel al daai dinge voor vir enigiemand wat daarna wil kyk. Dit is nou maar net 'n spesifieke kerk. Duif, as dit reg is vir jou, dan sit ons aan die einde van hierdie videoetjie, sit ons jou kontakbesonderhede, en die mense is natuurlik welkom om jou te kontak as hulle dalk verder wil gesels of kuier oor van die prentjies wat jy vir ons so mooi mee help. Baie dankie vir jou rol in die lewe van die gemeente. Jy help ons op soveel plekke. Baie dankie, baie sterkte en baie seën.